Het is lekker om weer allemaal te sien. Ek vra nou vir almal wat ek nou daar so sien, hoe gaan dit? En almal sê gaan goed en ek sê ook gaan goed. Maar ek weet nie regtig of dit altyd goed, weet of dit alles goed is op die oomblik by jou nie. Ons het maar almal maar dingetjies. Maar ek hoop regtig deur dinge dat jy die vrede van die Here ervaar, want dit is hoe dit hoort as 'n mens deur storms gaan jy nog steeds die vrede ervaar. Ek praat vanoggend, gister, van Sondag af is daar 'n vroutjie wat kom en sê, sy het nou net oor 'n skoueroperasie gekom, so ek weet van dit, maar toe kom sy Sondag om te sê, hulle gaan nou vandag in om te hoor van haar man wat kanker het, om te hoor wat is die graad en wat gaan hulle doen en so aan. En vanoggend, gisteraand, toe stuur ek vir haar gebed en vanoggend sê sy vir my, nee, sy het gister geval en haar knieskyf gebreek, maar hulle kan nie nou daarna kyk nie, hulle gaan nou eers vanoggend in om na haar man se kanker, so, jy weet, mense gaan deur storms, en ons moet eintlik, ons moet mekaar dra, ons mekaar, het is baie maklik om te sê, dit gaan goed, maar daar moet geleentheid wees waar ons kan sê, bid saam met my, en laat mens nie alleen is nie, want ek weet, mens voel baie keer alleen in 'n ding. Ja, 'n oor in 'n gebed, nee? 'n ander persoon kan eintlik nie jou probleem oplos nie, maar dis goed om te weet, jy's net gehoor en jy's nie alleen nie, en iemand loop saam met jou, ten minste in gebed. Iemand is daar wat aan jou dink, en dis nodig, maar ek wil julle aanmoedig ook, weet, want daar's baie mense partykeer en dit gaan vinnig, jy weet, dinge gaan vinnig en alles, en dan sit nie al iemand wat regtig stop en langs jou sit en sê, hoorie, vertel my nou regtig hoe dit met jou gaan nie. En dan maak mens partykeer dan eers oop, maar asseblief, as iemand, ek weet jy kan nie vir almal net sê nie, en dis nie my ding nie, maar asseblief deel met mense, laat ons weet as daar goed is, want ons wil graag, en partykeer kan ons nie daar wees nie, maar dan weet ons vir iemand wat kan. Weet, so asseblief, laat weet ons, as julle weet van iemand anders wat deur so 'n moeilike tyd gaan, laat ons weet, jy kan vir Jonita laat weet, jy kan vir ons 'n boodskap stuur, so ek wil julle aanmoedig, ek is bly dit gaan goed, maar as dit nie goed gaan nie, asseblief laat ons weet. Dit beteken glad nie, dat jy nie in oorwinning lewe nie, dit beteken net, dat ons saam met jou dit wil deurgaan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan rustig raak voor die woord. Dankie dat u Gees saam met ons teenwoordig is, oral waar ons is, en Heilige Gees, dat u nou vanoggend saam met ons hier is, en u met ons praat, u vir ons die wonderlike deel gegee, wat ons vandag oor gaan praat, en die hoop wat u ons gee, Here, dankie. Dankie vir dit. Dankie vir die goedheid in ons lewens, en al gaan ons deur partykeer 'n dal van 'n skaduwee, of 'n doodskaduwee, of 'n moeilike dal, Here, dat u is met ons. Die stok en die staf, u lei ons. Ons moenie dink dat dit nie in oorwinning deurgegaan kan word nie. Dankie, Here, dat u saam met ons is. Altyd. En ek bid dat u vanoggend met ons sal praat. Vir elke vrou hierso, u met haar sal praat, iets spesifiek in haar lewe. Dat sy sal gehoorsaam wees en dit vat, dat dit sal wortel skiet en groei, dat sy sal doen wat u sê. Dankie, Here, dan weet ek, u loop 'n pad met elkeen. En vir elke vrou wat nie hier is nie, Here, vra ons dat u hulle sal bystaan met woord en met leiding, daar waar hulle is. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. So, voordat ek is bang, ek vergeet aan die einde van die diens, ek kom altyd met voornemens, en dan vergeet ek, so ek gaan sommer net begin daarmee. Ons, met die Engelse diens ek het vroue daar wat my druk, ons moet 'n ding doen vir vroue, en ek breek hulle, want ek sê, is reg, ons kan 'n dagie doen dit, of ietsie, maar ek wil nie 'n hele ding begin, wat ek nie kan volhou nie, weet daai ding van, okay, kom ons doen net ietsie, en dan is almal stil, wat wel gebeur het is nou met die GLS, het ek net gevoel, daar is 'n WNN, Women Leaders
netwerk. Ek moet nou dit altyd uitwerk, want dit is nog vir my niet. Maar dit is in die GLS netwerk. So hulle het ook, soos wat die GLS gaan wees die 17de Oktober, en dit was 'n baie goeie ervaring, verrykende ervaring. Julle sal heel waarskynlik baie goed hoor inkom van dit af, want hulle gee mens baie goeie idees, mens sien goeders, jy gaan soek vir goed wat jou kan improve, sorry. Verbeter, daar sê. So julle sal goed sien inkom, maar vir jou eie lewe is dit 'n goeie, dis 'n vreeslike goeie, want dit is vir almal. As jy met mense werk, dan gaan dit moenie dink dat dit is vir 'n hoof van 'n besigheid of 'n CEO of iets nie. Dis vir almal, want dit gaan oor invloed, dit gaan oor deursettingsvermoë, dit gaan oor jou lewe verryk. Dit gaan nie, hulle sê nie vir jou hoe om 'n besigheid te hardloop nie. Hulle sê vir jou om mense te bereik en so aan, hulle praat oor goed soos, weet in die verlede was dit nou, as jy moes nou met mense, hoe jy nou met mense werk, 1 tot 1 of in spanne of goeders, nou is daar 'n hele digitale kant, want jy werk met mense oor die foon en jy werk met mense oor, en dis nou al 'n hele nuwe veld, en dit was ook een van die onderwerpe daar. En dit was nie net vir besighede nie, dit was vir ons, vir enigiemand. So, hulle probeer almal se lewe beter maak en wys. So hulle kry baie invloedryke mense om te kom praat, maar dan vat die kerke dit, en dan doen ons dit nou so. So dis videocast, so dis video's. As julle van voorheen hier was, dan weet julle, maar dis vreeslik die heel dag, daar's altyd iets aan die gang, altyd iemand wat praat oor 'n ding, jy kry 'n boekie, dis professioneel, jy kry kos, so ek moedig julle aan. Die GLS is 'n buiteorganisasie wat geld vra vir dit, so hulle vra R450, dit is hulle goedkoop een per persoon, maar omdat ons, as 'n reël wil ons nie eintlik kaartjies verkoop vir die gemeente nie, so ons sponsor die kaartjies en dan sê ons goed, maak dit net R200 vir gemeentelede. So gemeentelede is R200 en dan betaal ons die ander deel in as ons terugbetaal vir hulle dit. Maar dis baie goed. Nou, deel daarvan is die Women Leadership Network wat dan spesifiek daarop gaan om vrouens in jou gemeenskap te verryk. So daar is sekere goed, ek het nou gisterand met die vroukie gewhatsapp, laat ek net verstaan hoe werk die ding mooier en mooier, maar om vrouens spesifiek op te rig in die gemeenskap en om spesifiek vrouens te help en hulle toe te rus. En ek mobiliseer, ja, en ek weet nie, ja, ons kan dit, maar dis al daai goed. Daar's baie woorde so wat hulle gebruik het, presies daai. En ek het vir haar spesifiek gesê, ons het spesifieke nood in ons, ek kan nie 'n Amerikaanse ding vat en net sê, dis hoe ons dit gaan doen nie, want dit, ek weet hulle dink, hulle is die antwoord vir alles, maar hulle is nie, ons het ons eie nood, ek wil ons eie goeders doen, so, ek wil julle eintlik net nooi, ons begin dit in die Engelse diens druk, en die Afrikaans gaan ons nooi. Dit is 'n WLN, so dit kom van Amerika, so die videodeel is Engels, so dit gaan Engels wees. Maar asseblief, word deel daarvan as julle wil. Jy is geen nood nie, hierdie gaan bly, alles, maar dit gaan oop wees altyd vir die hele gemeente, dis wat ons altyd doen, alles is oop vir die hele gemeente, almal kan kom, ons hou net 'n spesifieke taal heeltyd, dis al. So, ek sou baie graag, en dit sal nie nou dadelik begin nie, maar baie graag sou ek 'n mentor deel wil doen, waar vrouens kom opteken en sê, goed, ek wil graag 'n mentor wees vir 'n iemand wat jonk is. En iemand wat jonk is, kom opteken en sê, ek wil graag 'n mentor word. En so 'n program hê waar jy nou gaan en daai persoon of 1 of 2 jonges mentor. Dit is my doel. Ek gaan nie dadelik net die wegskop aan nie, maar mens moet eers vrouens kry wat beskikbaar is en vrouens kry wat ons net hoor. Maar dis my doel. Ek wil baie graag soontoe gaan ook. So ek wil maar dit net vir julle gesê het, as julle dit begin hoor, dit is waaroor dit gaan.
En ek wil dit nie net 'n event maak nie, jy weet, want dan is dit nou 'n lekker vroue kamp tipe ding en dan gaan ons weer aan normaal. Ek wil graag dit moet invloed hê, soos met die mentorskap. So, ek wil maar net vir julle gesê het, julle is genooi, almal is genooi, julle sal meer daarvan hoor in al die dienste. So, dis maar net iets wat kom, en ek dink is opwindend, want daar's goed wat, weet, ons moet invloed hê, invloed hê in ons gemeenskap. Maar die deel wat ek gekry het nou vandag is Romeine 8. En toe ek nou daar kyk, ek weet nie wie het hom al vooruit gelees nie, maar ek dink is die beste hoofstuk in Romeine. Is dit nie 'n goeie hoofstuk in Romeine nie. Nou kyk ek vanoggend net na die Afrikaanse opskrifte, want die Engelse opskrifte was vir my so mooi. Die Afrikaans vanoggend, as ek die opskrifte kyk nou in my Bybel, ek het die Nuwe Lewende vertaling, sê hy, ons beleef die wonder van bevryding, is een van die opskrifte. Daar wag 'n heerlike toekoms. Niks kan ons skei van Christus se liefde nie. Dit is hierdie die hoofstuk wat vanoggend is. En dit was vir my so net so groot glimlag gegee toe ek het begin kyk daarna. Ek het Marcel geluister op die opname, en al die opnames is nou weer op die ding gesit as jy ooit iets wil gaan opvang. Ek is jammer daarvoor, is my skuld. Jonita, ek het haar nou ingetrek, sy help my nou daarmee so dit gaan beter gaan, sy is op die bol. En buiten dit is daar 'n versoek wat ek dink baie geldige versoek is vir naamplaatjies. So ons sal naamplaatjies of 'n naamtag hierso kry, laat jy jou naam opsit, laat ons mekaar leer ken. Laat ons vir mekaar omgee en jou naam leer ken en 'n bietjie meer gemeenskap, bietjie meer community word. So dit gaan ons ook doen. Romeine 8. Hy spring sommer weg met eintlik die grootste vers wat ons die grootste verligting moet gee vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Dis mooi, nee? My Engels sê, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free. En daarso sê hy net for those who are in Christ Jesus, vir hulle wat aan Christus verbind is. Ons kom en vat weg ons reg. Die duiwel kom en vat ons reg weg met 'n leuns. Ons kom en vat ons reg na hierdie vers weg met verkeerde, maar al voorwaarde is om aan Jesus verbind te wees. Die lewegewende Gees is so magtig dat hy jou deur Christus Jesus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Die wet van Moses kon ons as gevolg van ons sondige natuur nie verlos nie. So, ons praat altyd van die wet en ons praat altyd van die nuwe verbond. Ons praat altyd van die wet en die genade basis. Genade gee ons mos nie 'n reg om te sondig nie. Maar hierdie is 'n baie mooi deel wat verduidelik van dis net Jesus. Dit's net Jesus, want die wet sou ons kon red. Hy sou die Israeliete kon red as ons perfek was. Want sonde is die ding wat ons skei van God. Is sonde en ons sondige natuur. En die Engels sê dit ook mooi daarso. For God has done, die vers 3, what the law weakened by the flesh could not do. Dis mooi, nie? Die wet kon dit gedoen het, maar ons vlees het die wet swak gemaak. So die wet kan dit nie doen nie. Want die wet het ons nodig. Ons moet die wet hou. En ons kan nie. Ons kan net nie dit hou nie en dis hoekom Jesus gekom het. So hierdie hele gedeelte is basies die redding verduideliking. Jou verduideliking van hoop. En ek wil jou aanmoedig gaan lees hom oor en oor en oor en oor. Maak partykeer en hierdie, daar's ander hoofstukke ook wat jy dit mee kan doen, maar hierdie is definitief een. Maak vir jou sê, goed, ek gaan hierdie week elke keer net hoofstuk 8 lees.
die hele week, hoofstuk 8, weer en weer en weer en weer en weer. Want dit moet deel van jou word, en jy sien nou hierdie deel, en dan sien jy later daai deel, en dan sien jy later daai deel. Lees hom net, sit hom net daar en lees hom, want dit is so mooi, einde tot op die liefde, die deel. Wat kan jou skei van God se liefde? Ons moet daai deel van ons maak. En dis presies waar ons die woord wat die brood is moet eet. En Jesus sê hy is die brood. Want dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus. En ons moet dit eet. En soos wat jy brood eet of kos eet, en dit word deel van jou liggaam, moet ons hierdie heeltyd eet. Dit moet deel word van ons. Eenmalige deurkom is mooi op daai oomblik, maar dis soos met die saaier, die voeltjies kom en hulle pik dit op. Jy kan dit nie help nie. Dis nie sonde wat jy doen wat die voeltjies dit laat oppik nie. As jy die saaier lees, dis buitegoed, dis die besig van die lewe wat dit kom vat. Gaan lees asseblief hierdie hoofstuk oor en oor en oor. Maak 'n deel van jou van jou liggaam, van jou bestaan, alles, maak 'n deel van jou. Daarom het God sy eie seun met 'n menslike natuur, soos ons sondige menslike natuur, na ons toe gestuur om as offer vir ons sonde te dien. Daarmee het hy afgereken met die sonde in ons menslike bestaan, sodat ons kan voldoen aan die vereiste van die wet, ons wat nou nie meer volgens ons sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Nou ons het mos gesê die blou is die kleur van die Heilige Gees, so hier gaan jy baie blou eintlik in hê as jy sou onderstreep het, want hierdie gaan oor die Gees. Hierdie gaan oor Jesus se redding, maar oor die Godheid wat by jou is nou, die Heilige Gees. En ek praat van hom nou asof hy nou daar is. Hy sit hierso. Ek bedoel, stel jy nou voor, mens trek 'n stoel uit en sy Heilige Gees kom sit in ons midde. En hy sit hierso. Hy's hier by ons. Hy's 'n persoon hier in ons midde wat nou hier op 'n stoel sit saam jou. Hy sit hier by jou, Bernice, hy sit hier by jou, hy sit daar by julle. Jy weet, hy sit hier langs jou op 'n stoel en hy wil so met jou praat. Waar hy sê, kom ons doen die dag saam. Ek weet wat in jou binneste aangaan, want ek het jou gemaak. Ek weet wat jy kan doen. Ek weet wat jy deurgaan. Hy sit so op 'n stoel by jou en hy praat met jou so. En hy is hier. Hy's nou hier en ons moet dit so onthou. Jy kan, as jy die oggend sit en koffie drink, 'n ekstra stoel langs jou sit. Net vir jou om te weet. In die aard van die saak, moet ons nou nie dink ons kan die Heilige Gees beheer nie. Maar vir ons om te sê, Heilige Gees, ek wil hê jy moet by ons my sit. En te besef, hy sit saam met jou en jou koffie drink in die oggend. En jou Bybel lees. En jy hoef nie noodwendig Bybel te lees. Hy sit saam met jou as jy koffie drink. Hy sit saam met jou. En wat nou, ek dink wat nogal mense nugter laat dink is om te dink, hy sit saam met my as ek op my foon sit en YouTube scroll of wat ook al. Dan sit hy langs my. En hy stel belang. Baie keer dink ek, hy's in my algoritme en hy sit 'n ding op my foon, weet hy, wat opkom om my te stig en ek glo dit, want ek vra hom vir dit. Ek vra vir hom dat hy my lei ook daarmee, maar dink nie daaraan. Hy sit, as jy nou in die kar klim hy saam met jou in die kar, langs jou. Dan ry saam met jou. Weet, as ek dit vir myself sê, dan moet ek geduldiger wees met mense. Maar dis nie om jou te laat skuldig voel nie, dis om vir jou te laat weet dat jy's nooit alleen nie. Hier's iemand wat jou ken, hier's iemand wat jou wil help, hier's iemand wat vir jou nou wil sê. As ek net fokus, of weet, as iemand jou rondvolg, maar jy neem nie hulle in ag nie, maar hulle volg jou net rond, dan spring hulle in as jy inspring, hulle moet net vinnig maak, alles, maar daar gat jy, weet, jy kan iemand saam met jou hê, heeltyd, wat jy nie in ag neem nie, en hulle kan jou nog steeds volg. Jy kan nog steeds saam met jou gaan. Jy het hulle gevra om saam met jou te wees, maar jy neem hulle nie noodwendig in ag nie, of jy praat nie met hulle nie, maar hulle volg jou nog steeds. En dis wat ons baie keer doen as ons vergeet hy's daar.
maar dit beteken nie hy los jou nie. Maar ons kan soveel meer hê as ons hom net in ag neem en net besef hy is saam met ons. Goed, nou hierdie hele hoofstuk gaan basies daaroor. En dis net besonder. Ons voldoen nou aan die vereiste van die wet, omdat Jesus afgereken het met die sonde. Ek voldoen nou daaraan. Ek probeer dink aan 'n goeie voorbeeld wat soos dit wat my laat besef, weet. En al wat ek aan kan dink is as ouers 'n kind aanneem. As hulle hom aanneem en hy kry nou of sy kry nou hulle van, dan voldoen daai kind aan die vereistes van die familie. Hy hoef nie meer te verdien nie. Hy het nou die vereiste van kind, hy voldoen daaraan. Omdat hy die van gegee is. En 'n kind hoef eintlik nie 'n ding te verdien nie. Ek weet daar's mense wat onregverdig is, maar oor die algemeen as jy 'n babatjie aanneem, hoef hy niks te doen nie. Inteendeel, hy's demanding en hy's lastig en hy vat van jou. Hy hoef dit nie te verdien nie. Maar daai babatjie kry jou van en dan het hy voldoen aan die vereistes om jou kind te genoem te word. En hy het niks gedoen nie. As ek sê voldoen, klink dit asof hy 'n babatjie iets moet doen. Jy het aan hom jou van gegee of hom aangeneem of die papierwerk, wat dit ook al is, maar die papierwerk gedoen. Jy het nog die moeite gedoen. Jy het nog jou tyd, jy gee nou jou tyd af en jou geld, jy betaal vir hom en hy voldoen. Weet so, dit voldoen klink asof hulle gewerk het daaraan. Jy weet, jy voldoen aan die vereistes, jy kan nou kwalifiseer. Dan het jy mos nou iets gedoen. Maar hierdie voldoen is nie dit nie. Hierdie voldoen is 'n aanneming. Sodat iemand anders het al die moeite gedoen, net omdat hulle jou wil hê as hulle kind. En jy voldoen nou. Jy kry nou die van, die naam. En ons wat nou nie meer volgens ons sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. So, as ons Jesus aanvaar en leef volgens die Gees, dan voldoen jy. En eintlik wat hy gedoen het, is hy het die wet weggevat van ons. En gesê, aangesien jy dit nie kan doen nie, vat ek dit weg van jou, nou voldoen jy daaraan. Nie saam met die wet nie, nadat dit weggevat het. So as jy die wet vat en sê, dis ek wat dit moet verdien, dan vat jy die wet terug. Dan sê jy, nee, ek moet die reëls hou. Ek moet hierdie reëls hou, ek moet goed genoeg wees, ek moet dit verdien. Dan sit jy die wet, dan sit jy die reëls weer voor jou, en dan moet jy dit nou weer verdien, en jy gaan dit nooit reg kry nie, volgens daai reëls. Wat hy gedoen is hy het dit weggevat, en hy het gesê, ek sal dit hanteer, jy voldoen nou aan alles. Ja, dit is 'n wonderlike, vrymakende geskenk. Dis hoekom dit sê, ons beleef die wonder van bevryding. En die wêreld kom en hulle sit weer goed bo op jou, wat jy moet aan voldoen. Alles wat ons doen, moet ons aan voldoen in die wêreld. So daar word nou verdienste op jou gepak. Jy kan nie eintlik daarvan wegkom as dit nou kom met skool of dit kom met werk. Maar as dit kom by Jesus, moet ons weet ons is vry. En wat so wonderlik is hy sal nog kom en ons help in die skool, in die werk, die verdienste deel. Hy gee vir ons wysheid, hy help ons. Maar by hom is dit nie nodig om daai verdienste op jou te sit nie. Die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers deur die sondige dinge. Maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. En ek dink aan Filippense daar wat sê, dink aan hierdie goed. Dink aan hierdie goed. En nou sê hy alles wat goed is en aanneemlik is en nou dink jy mense, okay, wat dink 'n mens daaraan? Het julle idees? Kom ons kyk gou na Filippense nou, dat ek daarvan praat. Dink aan hierdie dinge. Ja. Ekskuus my blad, daar sy blaai nou. 4 vers 8.
ek het nou die Engels weet, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things. Wat is die Afrikaans? Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loofwaardig is. Ja, wat deeglik is, wat verkrygbare saak daarin mag wees. Sjoe, so, ek weet nie van julle nie, wie dink aan daai goeters? Ek weet nie eintlik wat om te sê om te dink, as ek daai woorde hoor nie. Jy weet, wat se gedagtes dink 'n mens as mens daai woorde hoor? Want as jy hier uitgaan en jy gaan na die winkel toe, wat is 'n gedagtes dink jy? Ek dink aan dis wat ek nodig het, dis wat my huis nodig het. Ek wil daai goed is nie een van hierdie woorde nie. Jy weet, dis nie sonde nie, maar dis nie hierdie woorde nie. Dis nie, ek dink as ek by die werk kom, moet ek my werk doen. Ek dink as ek iets kyk, dan fokus ek op dit. Jy weet, waar dink ek aan hierdie goed? Wat so is. Maar dis eintlik baie maklik, want as 'n mens aan Jesus dink, dan dink jy aan al hierdie goed. As 'n mens aan Romeine 8 dink, as jy Romeine 8 lees, dan dink jy aan hierdie goed. As mens woord dink, dan dink jy aan hierdie goed. En dan is die belofte, as jy daaraan dink, dat die God van vrede met jou sal wees. Nie net sy vrede nie, dit het ons ook al, maar die God van vrede. Maar mens lees altyd hierdie ding, en dan, jy kan dit nie in praktyk sit nie, maar mens stem daarmee saam, maar dit is moeilik om in praktyk te sit, want hoe op aarde doen jy dit? Maar as jy aan Jesus dink, dan voldoen jy daaraan. Dis eintlik baie maklik. As jy die beloftes wat hy vir jou gee, vat, en jy dink daaraan, dis mediteer. Dis op sy woord mediteer. Loop en dink aan ietsie wat hy vir jou gee, 'n woord, en dan doen jy dit. En baie keer is ons besig en jy het nie nou 'n woord nie, want ek het nie my 2 ure vanoggend, 2 ure stilte tyd saam met hom spandeer nie. En nou het ek niks om aan vas te hou vir die dag. Ek het niks om aan te dink wat hier aan voldoen nie. Dus as jy hier aan dink, en jy loop en dink hier aan, dan fokus jy op die Heilige Gees wat saam jou is. Dan maak jy daai deur oop, ek luister vir die Heilige Gees. Dan al is hy saam met jou in elk geval saam met jou, maar nou mediteer jy op dit wat jy het, so jy maak jou oor oop vir sy stem. En ek het iemand gehoor sê van, ons beplan ons dag, ons wil almal altyd verbeter. Ek weet, julle beplan goed, julle soos ek wil verbeter, ek wil graag 'n beter dag hê, ek beplan my dag, ek sit 'n beplande stilte tyd in, ek wil dit so, jy weet, so hê, en dan as die dag begin ek met 'n kopseer, of ek het verslaap, jy weet, en dan doen mense dit nie so nie. Hulle sê jy moet jou dag beplan op sy ergste. So vat jou ergste dag wat jy het. En dan sit jy die woord van God daarin. So jou mikpunt is 1 vers wat ek kan vashou vandag. Nie 'n 2 ure stilte tyd nie. Op 'n goeie dag, as jy gaan sit en jy vat daai vers, dan het jy meer tyd en jy gaan oor en jy doen later en later as jy is 'n halfuur verby en wonderlik. Dis wonderlik. Maar op 'n slegte dag het jy daai 1 vers en dis al wat jy nodig het, jy jou mikpunt bereik. Beplan jou dag vir jou slegste dag. Ons almal weet al hoe ons slegste dag daar kan werk. Ek beplan my week, ek het 'n dagroetine, ek het 'n oggendroetine, maar die oomblik as ek Johannesburg toe gaan, is alles onderste bo. Weet, dit lyk nie dieselfde nie, niks werk dieselfde nie. En ek sê vir myself, nee, ek moet dit beplan vir daai dag. Daai dag, net hierdie deeltjie. Beplan dit sodat op jou slegste dag lees jy net 'n vers uit Romeine 8 of 'n vers uit die Bybel. Ek weet nie wat is jou ding nie, maar dink aan jou slegste dag, beplan dit daarvolgens om te dink wat daarbo is, want dan is die God van vrede saam met jou. Want jy dink aan die dinge van daarbo, jy mediteer daarop. Goed, terug na Romeine 8. Onthou, want dan leef jy volgens die Gees.
Hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. Dit was vers 5. En dit is presies wat hy in Filippense sê. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Weer sê hy vrede. Ek bedoel Filippense sê ook vrede. As die Gees jou lewe oorheers. Op 'n goeie dag, gaan sit en maak vir jou 10 kaartjies, sulke verse, wat jy op kan mediteer. En dan sit jy dit in jou kar of wat ook al, op 'n slegte dag, dan vat jy net die een kaartjie, en jy dink net aan hom. Daar is soveel goed, jy kan vir jou 'n boksie kaartjies gaan koop daar by Ursula al, van versies of goed. Op 'n slegte dag is jou mikpunt, jy dink net aan hierdie een versie. Want dan, dit beteken vir jou ware lewe en vrede. Want die sondige natuur is altyd vyandig ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard. Dit is ons aard. Ons sondige natuur, waarmee ons gebore word in die vlees, het 'n aard. En dit rebelleer teen dit. Dis die moeilikste ding om 'n stilte tyd te hou, partykeer. Dit is net die moeilikste ding, dit gaan teen ons vlees. En as jy daai deel onder die knie het, dan moet daar iets anders wees wat die Here van jou verwag. Sê nou maar dis 'n halfuur gebed, dan is dit die moeilikste ding om 'n halfuur te bid. Dis die moeilikste ding om net bidtyd in te stel of iets. Dit gaan teen ons natuur en ons is nie lus nie, die hele wêreld om ons is onderste bo, dinge gebeur, maar net die nie lus nie, want dit gaan teen ons natuur. En dit is waarom die mense wat deur hulle sondige natuur beheer word, God nooit gelukkig kan maak nie. Want hulle kan nooit op hom fokus nie. Hulle kan nooit mediteer op hom nie. Hulle kan nooit, hulle sal nooit vir hom luister nie, want hulle kan hom nooit hoor nie. Want dan kan jy hom nie gelukkig maak nie, want onthou, ons gehoorsaamheid maak hom gelukkig. Ek praat nie van redding nie. Ek praat maak hom gelukkig. Moenie goed noodwendig insit nie, want jou kind, jy ervaar baie geluk van jou kind, en jy ervaar baie ongeluk van jou kind. Dalk nie baie nie, maar my punt is dat jy ervaar albei van jou kind, maar jy bly lief vir hulle bly jou kind. Maar as hulle jou gelukkig maak, is wanneer hulle jou raad vat, en jy sien dit gaan goed met hulle. My raad is nie altyd die beste raad noodwendig nie, maar God se is. En as ons sy raad vat en ons luister daarna en dit gaan goed met ons, is hy gelukkig, want hy weet, hy vat ons in 'n goeie lewe in. Maar julle word nie deur die sondige natuur beheer nie. Julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Onthou, iemand wat nie die Gees van Christus het nie, is nie een van sy mense nie. En hy praat van 2 verskillende goed hierso, van beheer deur die Gees en die Gees van God het. As jy die Jesus aanvaar, as jou saligmaker, dat hy jou sonde weggevat het, dan gee hy sy Gees vir jou. Dan het jy sy Gees. So dan is jy een van sy mense. Volgens my Bybel, die hele Bybel sê dit seker behoort aan hom. Een van sy mense. Dan behoort jy aan Jesus. Maar voor dit praat hy van beheer deur die Gees. Want onthou, beheer is nie weer eens, as jy iemand sê hoorie, kom wees saam met my, wees saam met my, volg my heeltyd net, dan, ek dink nou sommer net in my kop aan Elia en Elisa. Elia het vir Elisa gesê, ja, jy kan my maar volg, maar Elisa het hom nie beheer nie, maar hy het hom gevolg, want hy was bang, daai mantel val, en hy sien dit nie, dit was mos die voorwaarde vir die dubbele seën. Lisa vra ons vir Elia, ek wil die dubbele seën wat die Here op jou het, wil ek hê. Toe sê Elia, wel goed, as my mantel val en jy vang hom, dan sal jy die dubbele seën hê. En dit was die deel. En toe, dis die enigste voorwaarde. Ek bedoel, Elisa, dink maar net,
Elisa moes vir Elia gevolg het. Ek wonder net hoe het hy geslaap. Ek dink hy het hier bo op Elia geslaap, want jy mag nie opstaan en jou mantel laat val as ek nie weer daarvan nie. Weet, hoe slaap jy? Dink jy daaraan, en dit was onverwags. Hy is onverwags opgeneem in die hemel Elia, en die mantel het geval, en toe vang hy hom, vang Elisa hom. Maar, 'n voorbeeld van iemand wat Elia volg, maar hom nie beheer nie. Elia het hom nie laat beheer nie. Inteendeel, Elia het vir Elisa beheer, heeltemal. Ek moet eintlik bietjie gaan kyk hoe lank was dit. Dit sal nogal interessant wees om hoe lank het hy hom gevolg voor hy die mantel gekry het, want dit is dis dedication wat. Maar so daar's 'n verskil tussen om die geeste te hê, hoe het hy my gestel hierso. Die gees van God van Christus het nie. So en ons het sy gees wat saam met ons is, omdat hy goed is en omdat hy dit beloof. Maar ek laat hom nie toe om my te beheer altyd nie. Ek luister nie vir hom nie. Beheer is wanneer ek luister. Dit is, as ek gehoorsaam is, laat ek om my beheer. Laat die skepper van die heelal die besluit van sy invloed in my lewe in my hande sit. Ek wens hy wou dit nie doen nie, maar hy het dit so besluit. Laat ek kan besluit hoeveel beheer in my lewe het. Die skepper van die heelal laat daai besluit in my hande oor. En die hoeveelheid wat ek vol is van sy gees en daarmee bedoel ek hoeveel hy my beheer. Hy laat dit in my hande oor. Soos ek sê, ek wens hy wou nie, maar ek is nou nie 'n robot nie, anders het hy ons heel almal net om te doen wat hy sê, om gehoorsaam te wees. En ons sou jou so geprogrammeer, jy sou outomaties gehoorsaam wees. En ek wil ook nie my kinders maak 'n ding doen nie, ek wil ook hulle wil 'n ding doen. Weet, by die tyd laat ek hulle maak 'n ding doen, is ons albei ongelukkig, basies. Dan is hulle ongesteld en ek is ontsteld by daai tyd. En dit wil hy nie hê nie, maar die geluk wat ek ervaar as hulle dit net wil doen, dit is soos God, hy sê hy's 'n ouer, so hoe vinnig is ek gehoorsaam? As Christus in julle lewe, is julle liggame wel nog as gevolg van die sonde aan die dood onderhewig, maar julle gees 10. Maar julle gees leef omdat julle saak met God reggemaak is. So ons het altyd ek is nie lus nie, daai trek van ons vlees, maar ons kan ons vlees oorheers. En hy sê daarso, jou gees leef. Dit is ook hoekom ons vlees sterf. Maar ons sterf nie, ons gees lewe. Ons vlees is die een wat sterf. Vers 11, omdat die gees van God, wat Jesus uit die dood het opgewek het, in julle woon, sal hy, wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak, deur dieselfde gees wat in julle woon. En dit is ons belofte, as die gees omdat Jesus uit die dood het opgewek het in jou woon. Sal hy ons liggame opwek. Ons vat dit as, Here, maak my gesond, maar ons vat dit ook as, na die dood is daar lewe na die dood. Hy gee vir ons 'n verheerlikte liggaam. Dit was vers 11. Ek weet, dis een van die verse wat ons aan vashou mos. My Engels sê, if the spirit of who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will give life to your mortal body through the Spirit who dwells in you. En party Bybels sal dit net op die ewige lewe, hulle laat dit meer so klink, en hierdie ene wat ek nou gelees het in Engels, laat dit vir jou klink, die ewige lewe begin nou al. Ons vra vir die Here om ons te help met ons pyn en ons siekte.
en ons vra dat sy Gees ons sal gesond maak. Hy ons sal gesond maak deur sy Gees. So, en as mens kyk na die Grieks, dan praat hy van geestelik en fisies. So, hierdie is verse wat Gees en waarheid en lewe vir ons gee. Dis verse wat dink aan wat daarbo is. Dis ons Filippense verse, wat jy aan kan mediteer. Vers 12, daarom dan my broers en susters, is dit noodsaaklik dat ons die druk van ons sondige natuur sal weerstaan en nie daarvolgens sal lewe nie. En daar's altyd 'n druk. Duidelik het Paulus geweet, jy gaan druk kry. Druk van jou sondige natuur. Ons kry altyd druk. Partykeer het jy baie goeie tyd waar jy jou sondige natuur beheer. Ek weet nie hoekom nie, dis amper soos 'n dieet volg. Skus dat ek dit so min of 'n oefening volg. Weet dit gaan goed, jy sien verskil, jy sien resultate. En dan is dit ook moeilik, maar ek bedoel jy deurgedruk en dit gaan goed. En dan gebeur die lewe. Ek weet nie, stres kom, druk kom, goed gebeur wat jou aandag aftrek. Jy dra swaarder aan dinge as gewoonlik. Hierdie moeilike tye wat kom. En jou aandag is net bietjie afgelei. Dis asof dit inslip stadig. En partykeer is dit nie eers slegte goed nie. Partykeer is dit net besige goed of ander goed. Jy weet, ons word net afgelei en ander goed slip in en dan as ons sien, is ons nie heeltemal op daai dieet wat ons was nie en nou is ons nou af daarvan en dit was nie volhoubaar nie. Ek weet, dit gebeur mos, nie? En dan moet jy nou weer begin. En dan moet jy weer terugkom. En great, weet, kom terug, begin weer. Weet jy maar dis wat hy hierso sê, jy weet, ons het altyd druk. Daar's altyd goed wat gebeur. En dan het jy 'n vyand wat altyd sal probeer om jou van die pad af kry. Altyd. Jy moet weet, daar's iemand wat altyd teen jou is. Priscilla Shirer vertel so van jou kinders, van ons kinders, en praat sy van kinders, en sy dink nou net, as jy weet as iemand wat vir jou kind wil lieg, vir jou kind wil doodmaak, en jou kind wil steel, wat gaan jy doen? Weet jy gaan daai ou uitvat, weet jy gaan, want daar is, maar toe sê sy, maar daar is so iemand, as iemand wat, en teen jou ook, daar is iemand wat heeltyd vir jou probeer lieg, en probeer laat jy leens glo. En ek is so waar ek dink by myself, daar is leens wat ek glo. Ek glo nie alles die waarheid nie. Dit kan klein dingetjies wees. Net die feit dat, ek is nie mooi nie, of ek kan nie dit doen nie, of wat is goed wat opkom. Weet, kinders word groot met sulke goed. En dan het ek nie vir my kinders dit geleer nie. Ek het nooit vir hulle geleer, hulle is nie mooi nie, of hulle is nie maar genoeg nie, of hulle is nie goed genoeg nie, of hulle kan nie 'n ding doen nie. Jy leer jou kind, jy kan. Maar iewers kom die duiwel in met daai leuen, en hulle glo dit. En een van my gebede is, vir my kinders, maar ook vir myself, ek vra, Here, wys my die leuen, want 'n leuen wat jy glo, weet jy mos nie, is 'n leuen nie. Jy weet mos nie, dis 'n leuen nie. Tensy iemand vir jou nou kom uitwys, en dan stry mens partykeer ook met hulle ook dit. Maar die Here moet ons leuns kom uitwys. Jy kan as beraader baie keer leuns sien, of as iemand net met jou praat, as jy, waar kom jy daar aan? Jy weet, dis nie eers waar nie, hoe dink jy so? Dit is glad nie waar nie. Dan leef daai persoon in die leuen. En ek wil amper sê, ek dink ek het ook leuns. Ek hoop nie, ek probeer nie so leef nie, maar as jy 'n leuen is 'n scam. Jy weet nie wanneer ek 'n leuen glo nie, want ek is gescam. Maar die Gees van die Here weet. Want vra kom, Here, wys my waar ek 'n leuen glo. En help my dan om anders te glo, want nou moet ek my hele manier van dink, dis ongemaklik, jy gaan teen jou vlees, so hierso gaan jy teen jou vlees, en jou vlees werk teen jou. Wat 'n vers was ek af? 12. 13, want as die sondige natuur jou lewe beheer, kyk, as hy leuen jou lewe beheer, dan leef jy daai manier, nie? Gaan julle die dood tegemoet. Nou, hy praat hierso van om nie in God te glo nie, maar ek wil dit eintlik weier maak om te sê, sommige net ander leuns,
wat ons weghou van die volheid nie. Maar as julle deur die Gees die werke van julle sondige natuur doodmaak, sal julle werklik lewe. Want dan vat jy die verantwoordelikheid van jouself af, om te sê, ek moet myself red, ek moet reg wees, al wat ons moet doen is, ons moet net na Jesus luister, ons moet net doen wat hy sê, en niks wat hy vir ons sê is moeilik nie. As ons na mense kyk wat moeilike gedoen, moet ons weet, hulle het begin by niks wat hy vir hulle gesê het, is moeilik nie, by die maklike goed. En wat hulle nou moeilik doen, is vir hulle nou maklik, want dit is vir hulle sien dit as maklik, so moenie daarmee vergelyk nie. Want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is God se kinders. Dit is nogal 'n uitstaanskrif, nie? Vers 14, die Engels sê, For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Want as jy na 'n familie kyk, is die ouer is die een wat die kinders lei. 'n kind lei nie die ouer nie. Die ouer lei die kind. Dis hoe dit gemaak is, dis hoe dit reg is. Die kind luister vir die ouer. Partykeer luister hy stadig, partykeer luister hy nie en hy is in die moeilikheid, partykeer luister hy met 'n bietjie hulp, maar ook al hy word gelei deur die Vader en dit is 'n kind wees. Dis wat kinders doen, dis kind wees. Dis wat hom basies wys laat hy kind is. Die Gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het nie 'n gees, julle het die Gees van ware kind wees ontvang, en deur hierdie Gees roep julle uit tot God, Abba, ons Vader. Ek dink ook aan daai vers van julle het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie. But of love, joy and a sound mind. Wat is die Afrikaans van, gees van vrees gegee nie, maar van liefde, vreugde en selfbeheersing. Krag, liefde en selfbeheersing. Hy gee ons iets, maar vir een of ander rede het ons baie keer 'n ander gees. Ons het, en vrees is 'n gees. As ons leuns glo, dan kom daar vrees in. En as ek vrees het, moet ek weer, daar's iewers 'n leuen in my lewe. Iewers laat ek toe, dat die duiwel vir my lieg. En ek sê nie, dis besete nie, ek sê is 'n leuen. Dis iets wat ek vat en deel maak van my. Dis weer iets wat ek eet en deel wees van my. Dis die teenoorgestelde van om dit wat daarbo is, wat goed is en wat aanneemlik is en wat die Filippense goed dit bedink ek nou vrees. Goed wat my bang maak, goed wat my terughou, ek bedink daai goed. Ek moet eintlik bietjie die teenoorgestelde van daai goedjies bietjie gaan opsoek en net kyk wat is daai goed wat hulle sê. Dat mense die teenoorgestelde bietjie gaan kyk, maar as ek dit eet, dan gaan ek dit beleef. As ek God se woord eet, dan gaan ek dit beleef en ek gaan daarin lewe. Vers 16. Want die Gees self bevestig teenoor ons eie gees dat ons God se kinders is. Dit moet julle deel maak van julle. En as ons God se kinders is, maak hy ons ook sy erfgename. Wat erf ons? Saam met Christus deel ons in God se rykdom. Saam met Christus. Hy sit ons, gee vir ons 'n erfdeel saam met Christus. As ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons sekerlik ook deel in sy heerlikheid. En daai ly beteken nie jy moet arm wees nie, maar daai ly beteken ons is in hierdie wêreld. Alles wat jy in hierdie wêreld beleef, want jy's nie van hierdie wêreld nie, is lyding. Hy sê ook mos, dit gaan nie altyd, hy vra nie laat ons weggevat word nie. As ons weggevat word uit hierdie wêreld, sal ons nie gelei het nie. Hy het gesê nee, ons moet hier bly, want ons moet leer van hom, ons moet groot word. Ons moet 'n verskil maak. En as so
dit beteken nie alles gaan goed nie, maar onthou weer terug na Psalm 23, hy lei ons deur die skaduwee. Hy los ons nie, hy lei ons. Dit was vers 17, nee. Waar was ek nou? Sal ons seker ook deel in sy heerlikheid. Ons kry die erfporsie wat Christus ook kry. Ons erf saam met Christus. Dit is my heeltemal onregverdig. Ek weet nie hoe God so daaraan gedink het nie. Daar's ander verse, ons het al voorheen in die Bybel gesien, waar hy sê, hy is net so lief vir my, soos wat hy vir Christus is. Dit is 'n bewys dat die Here nie regverdig met my werk nie, waarvoor ek baie dankbaar is, want hy gee vir my meer as wat ek verdien. Maar laat hy regverdig teenoor Christus is, want Christus het daai prys betaal. En omdat hy daai prys betaal het, is dit wat Christus vir ons wou gee, en hy gee dit vir ons. Dis 'n baie groot skrif, weet mens moet daai ding net gaan sit en herkou, dis net wonderlik, mens kan net sê dankie Here. Ek weet verseker, vers 18, dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. So, weet jy, ons sit en kyk heeltyd in ons swaar kry vas, en dan is dit al wat ons raak sien, maar hy sê hierso, jy kan dit nie vergelyk met dit wat gaan kry nie. Partykeer moet ons bietjie dink aan dit wat die Here ons gee. Hierna, dit wat hy vir ons gedoen het, dit wat hy vir ons gee, dit wat hy vir ons vrymaak en losmaak, maar ons moet bietjie daai goed dink, en dan voel ons swaar kry nie meer so erg nie. Ons kyk bietjie dit wat hy ons al vir ons gedoen het, dit wat ons kan vra van hom, en dan help het ons om nie net heeltyd in ons eie swaar kry vas te kyk nie. Die skepping smag na daardie dag, wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van God se straf op die eerste mense se ongehoorsaamheid. Dit is teen sy wil. Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit ook self van die slawediens wat dan in hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders. Jy weet, mense vra partykeer hoekom gaan dit swaar in die lewe? Want onthou, die skepping is oorgegee, die eienaarskap, die dominion is oorgegee aan Satan met die sondeval. Ons het ons eienaarskap of ons heerskappy oorgegee daai dag, toe hulle dit doen. En ek moet bietjie kyk in my lewe voordat ek hulle net kwaad raak, want baie keer in my dag gee ek my eienaarskap oor aan Satan. Ek sit want Jesus het dit nou vir my teruggegee, toe ek Jesus aanneem, hy die Satan gaan verslaan, hy het autoriteit gaan terugneem, ons weet dit, toe hy opgestaan het hy mos dodery toe gaan, hy die eienaarskap, die sleutels, hy die eienaarskap teruggeneem. Hy het gesê, alle heerskappy is aan my gegee nou, en hy gee dit aan ons. Maar in my daaglikse dag, hoeveel keer gee ek daai, lê ek dit weer neer ten minste? Ek gaan nie na die duiwel toe en sê, hierso is dit nie, soos Eva nie, ek gee nie 'n spesifieke ding en sê, hierso vat dit nie, maar ek lê dit neer, ek sit dit heeltyd neer, ek vat nie daai eienaarskap, waar ek besef het, ek het eienaarskap in hierdie huis van my, ek het eienaarskap oor hierdie liggaam, dis waar my gees moet heers oor die vlees, ek het eienaarskap oor dit, ek het eienaarskap oor my huis, ek het eienaarskap oor my kinders, ek het eienaarskap oor my erf, my dorp, hierdie omgewing, die mense wat aan jou toevertrou is, dit is waar jou eienaarskap is. En mense moet daai eienaarskap vat, en ons is mos nou van 'n ander wêreld, in hierdie wêreld, so dis 'n ander citizenship wat ons het, waar jy burgerskap het. En dis eintlik baie snaaks, as jy in 'n ander land kom, dan is jy weet jy's in 'n ander land. Jy ervaar dit. Jy kan nie net rustig wees in jouself wees nie. Jy moenie sommer net die spoedgrens verbreek nie. Jy moet dit aan my man sê. Jy kan nie sommer net jaag nie. Want wat gebeur as jy daar gevang word? Nie dieselfde as hier nie. Want dan
is jy onder hulle wet, en jy kry nie dieselfde hulle behandel, jy kry nie dieselfde behandeling as wat hulle mense kry nie. Jy is onder 'n ander wet, jy moet versigtig wees, in die sin van, jy leef anders, want jy weet, jy's nie van daai land nie. Jy hou die reëls, jy het ook nie die regte wat hulle het nie. Jy kan nie sommer net in 'n hospitaal inloop, en sê, ek het behandeling nodig nie, of na 'n dokter toe gaan nie. Hier loop jy in 'n apteek en jy vra die apteker vir iets, en hy gee vir jou ietsie, en daarso dan het hulle ander goeders, en jy kry nie dieselfde goed nie, en jy's, as hulle vir jou sê dokter toe gaan, is dit 'n probleem. Dis nie sommer so maklik nie. Of, jy kan nie nooit ingaan en net 'n ding koop nie. Weet, sekere goeders moet jy 'n burger voor wees. So dit is regtig, dis hoe jy op hierdie aarde is. Maar dan het ek weer sekere voordele in my eie land, wat God se koninkryk is. En hulp wat hulle vir my gee. Weet, as ek daar is, as jy in 'n ander land is en jy gaan, sal hulle heel waarskynlik, jy doen iets verkeerd of jy kom in die moeilikheid, dan gaan jy na jou land se konsulaat toe en hulle moet jou help. Nou, daar's vreeslik baie limite aan die goeders in die wêreld, maar met God sê hy, jy's deel van sy koninkryk. Jy moet weet, jy's nie in hierdie koninkryk nie, maar jy gaan nog steeds die goed ervaar. Weet, ons moet nog steeds die reëls, ons gaan nog steeds die storm ervaar wat daar val. Weet, jy gaan nog steeds die effek van die reëls op jou lewe ervaar. Jy gaan nog steeds onder daai regering, as jy in 'n vreemde land is, gaan jy daai effek van daai regering luister. Jy kan nie net sê, ek is 'n Suid-Afrikaanse burger, ek kan maak wat ek wil nie. Weet, jy kan nie dit doen nie. Jy sien dit in die Nuwe Testament, waar die Jode, hulle moes nog steeds onder die Romeine val, en dan het Jesus vir hulle gesê, gaan daarmee saam, moenie rebelleer nie. So as ons deel is van Jesus, rebelleer ons nie sommer net teen alles nie, en almal wat nou nie in die koninkryk is nie, ons gaan daarmee saam, ons besef net, ons is nie van hierdie wêreld nie. Maar dan, in hierdie geval, is ons van die koninkryk van God, en hy gee daar al die autoriteit vir jou terug. Ek wil, dis 'n wonderlike koninkryk, ons is nou in die beste land se koninkryk, met die koning van die konings, en wat goed na sy mense kyk, en wat, ons is net op die oomblik in 'n ander land se area, met 'n ander wêreld, jy's op 'n ander planeet. Ek hoop julle maak sin. Maar, maar ons het ons moet onthou dat ons die heerskappy teruggekry het, ons moet daar heers. Maar meer is, ons wat die Gees as voorsmaak waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreën ook in ons binneste, in ons smagting om ons verganklike liggaam verlos te word. Ek dink nie een van julle kreën om dood te gaan nie, en wens om dood te gaan nie, maar hy praat hierso van geestelik, jy weet, die limiet en dit wat ons vleeslik op ons sit, wens ons kon dit net, ek wens ek het nie lustgevoel vir goed nie, weet, ek wens ek het nie hierdie vleeslike invloed op my gehad nie, ek is nie dat ek my vlees nie wil hê nie, en ek wil nie doodgaan nie, maar die invloed wat hierdie vlees, jy weet, die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, sê Paulus. As ek daai goed kan los, dan sal ons met my goed gaan, maar dis 'n stryd. Nou dat ons verlos is, sien ons uit na ons toekomstige heerlikheid, want as jy iets reeds het, hoef jy nie meer daar na uit te sien nie, maar as jy dit nie het nie, sien jy gretig en volhardend daarna uit. Ek wil net vir julle die Engels daar lees. For in this hope we were saved, is 24. Now hope is that mag ek net weer sê. Now hope is that is seen is not hope. As jy 'n ding nou het, dan het jy nie meer hoop nie. Maar as jy hom nie sien nie, het jy nog hoop. Alles en hoop
1 Korintiërs 13:13 kan julle bysit daar. Hierdie 3 bly oor. Geloof, hoop en liefde. Die grootste daarvan is liefde. Maar geloof, hoop en as jy dink aan al die ander goed wat daar kan wees, is geloof, hoop en liefde daarbo. Hoop is iets wat ons nie moet verloor nie. Want as jy 'n ding nou het jy nie hoop nodig nie. Maar as jy hom nie het nie, is daar hoop. En God gee vir ons hoop. For who hopes for what he sees? Jy hoop nie vir wat jy sien nie. Jy hoop vir wat jy nie sien nie. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Maar as jy dit nog nie gesien het nie, is jy gretig en volhardend, sien jy gretig en volhardend daarna uit. En baie keer, as jy 'n ding nie sien nie, maar jy het hoop vir dit, het ons dit bevredig, daai hoop bevredig 'n mens, want jy weet hy kom. Jy hoop vir hom, en jy weet hy kom, en dit maak ons geduldig. Dis wanneer ons hoop verloor, laat ons ongelukkig raak. So ons moet nooit ons hoop verloor nie. En dan vers 26, die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versigtinge wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Hier sal hulle partykeer verwys daarna as tale praat. Die Bybel sê nie dis tale nie. Die sê die Gees vat jou behoeftes na God toe. En ek dink dit kan ook wees, tale kan dit ook wees, maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê die Gees vat jou behoeftes na God toe. Hier's iemand, en dan weet ons, Christus is daar ook om vir ons in te tree. Weet jy hoeveel ondersteuning het ons tussen Christus wat langs die Vader sit en intree vir ons, en die Gees wat, omdat ons nie weet hoe om te bid nie, voor God gaan want ons kan dit nie ons nood voor in menslike taal verwoord altyd nie. Asseblief gaan vat hierdie hoofstuk en maak hierdie deel van jou elke stukkie hierso, want dit is so waardevol. Dit is vir nou, want hy praat hier wat Jesus vir jou gedoen het, en dan sê hy vir jou wat die Gees nou doen. Dit is vir nou. Engels sê in 26, likewise the Spirit helps us in our weakness. So al is ek geregtig om 'n kind van God te neem, is ek nog swak, genoem te word, is ek nog swak, maar die Gees help ons. En die Gees wat heeltyd saam met jou is, wil jou help. Ons moet vir hom luister, ons moet hom toelaat. Die God wat die dieptes van elke hart deurgrond, weet wat die Gees in die oog het. Dat hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree. En ons weet dat God alles ten goeie sal saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens die doel vir hulle lewe. Weet, en God sal alles ten goeie meewerk vir hulle wat die Here liefhet. Ons ken daai vers ook uit ons kop uit. Maar dis hierso in Romeine 8. Dis iets wat jy moet besef. En dis nie die Here wat dit jou pad langs bring nie, maar as jy terugkyk, dan kan jy sien hoe die Here dit vir jou voordeel doen. Ek wil net terugkom na 'n vers toe, maar ek net vir julle 'n storie daar vertel, want ek wil net hierdie klein deeltjie klaarmaak. Want God het hulle reeds vooruit geken, en hy het hulle aangewys om net so sy seun te word. Dis sy doel. Hy ken ons vooruit, en die idee is, laat ons meer en meer soos Christus word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, aan hulle het hy heerlikheid gegee. Nou ek gaan, die volgende een kan die wonderlike deel van die liefde doen, en niks kan ons skei van sy liefde nie, maar asseblief gaan lees dit, dis deel van Romeine 8. Ek wil net noem daarso van God laat alles ten goeie meewerk, vir die wat Christus lief het. So ruk terug, toe in Amy se mos die babietjie, en toe babietjie 2 maande oud is, beland sy in die hospitaal met griep virus. Sy hele week daar, en Amy is
Ek weet, hoekom is dit so? Sy dag as sy borsvoed is, dit mos nou goed genoeg om gesond te bly en sy is moeg en sy is in die hospitaal daarso en sy slaap daarso en dan slaap jy nie lekker nie maar in daai tyd het sy voor dit was sy bekommerd en sy sê sy moet op 4 maande moet sy terug gaan werk toe en sy moet nou uitleer hoe om hierdie melk te stoor en vir 'n plek te kry, sy het nog nie 'n plek nie, sy weet nie hoe sy dit gaan stoor nie, sy weet nie hoe die babatjie die bottel moet leer vat nie. Jy weet, dis alles groot goed vir haar. En dis nou sit sy in die hospitaal en sy's ontsteld met dit en hierdie ding en met die laat die babatjie dat klein Lanaatjie siek is, moet sy 'n pyp in die neus kry en dan met melk, want dis al hoe hulle haar gevoer kry, want sy drink nie. Want sy was baie siek. Sy drink nie, so hulle sit die pyp in die neus en sê hulle vir die maar okay, waar is die melk? Jy weet. So sy word gedwing om daarso uit te melk. En sy word daartoe gedwing en dis baie trane, gedwing om daar uit te melk en gedwing en hier vat die suster die vir Lanaatjie en want sy wil mos nou nie die bottel vat nie. En sy help haar om die bottel te vat en met die laat sy nou deur daai week so moeilik gaan en dit was op daai oomblik glad nie God se wil in die sin van die Here weet hoe kan dit die Here wees? Die Here kan mos nie dit hoe kan ek hierdeur gaan? Dis mos nou nie jy weet mens voel mos maar so. Dis mos swaar kry. Maar nou dat sy weer terug gaan werk toe. Want daai deel, ek bedoel sy het 'n vrieskas vol melk by daai tyd gehad toe sy terug gaan werk toe. Onthou nie met 'n gemoun want hy kry nie plek vir sy vleis nie. Want dit is net melk sachets die hele wêreld vol. Want toe het dit al geleer om dit te stoor reg. Sy het dit in daai tyd het dit al geleer. Toe het hulle begin om haar in die aande net 'n bottel te gee dat sy gewoond raak aan. Ek bedoel as ons daar kom kuier, word ons al gegee, nie dat ons omgee nie, maar jy moet vir haar bottel gee want sy moet leer om by iemand anders 'n bottel te kry. Sy moet leer by iemand anders melk. So wie ook al kom kuier, word die bottel gegee laat sy kan leer. En toe sy nou terug gaan skool toe, was dit nie. Dit was toe vir haar maklik. En dit is in elk geval 'n groot storie om jou kind skool toe te vat. Dit was vir haar verskriklik. En dink nou net as jy nou al daai swaar kry op daai oomblik sou gehad het. En nou is Amy hierdie onlangs siek gewees en sy was so siek gewees dat ek vir sê jy moet nou dokter toe gaan en hy moet nou vir jou iets gee buite in al hierdie dingetjies wat baba mag mos nie enigiets kry nie. So sy kry net Panado en wat ook al dit is. Daar's amper niks wat sy kan vat nie. Maar sy so vreeslik siek gewees dat toe sy nou by die dokter kom en sy het eers al daai ander goed gedoen wat die dokter gee want wat baba nie mag kry nie, maar toe sy nou by die dokter kom en die dokter sê nee goed, ons moet jou nou op goed sit wat Lana nie mag drink nie. As sy moet dit drink. Toe het sy 'n yskas vol melk wat sy kon op terugval, laat sy in daai tyd wat sy hierdie goed moet drink, dan kan sy nog steeds haar. Jy weet, en ek sê toe vir haar, kyk nou net in daai vreeslike week. Ek dink nie die Here het vir Lana siek gemaak nie. Dit is hierdie ander land waarin ons lewe. Dit is jy weet ons is in 'n wêreld waar goed gebeur. Maar uit dit uit laat hy goed ten goeie meewerk. In jou swaar kry laat hy goed ten goeie meewerk. En ons kan dit vir hom vra. Ons kan hierdie vers vat en sê ek is nou in 'n swaar tyd. Maar Here, laat hierdie ten goeie meewerk. Laat dit nie verniet gebeur nie. Laat goed hier uitkom wat ek later kan sien. Dit werk ten goeie mee. Dit is vir my voordelig. So, twee goed. Doen dit, laat jy in swaar kry, vir die Here vra en sien. En kyk bietjie terug. En gee bietjie krediet vir die Here. Sê dankie, want jy sal sien dit gebeur. Sê dankie. Maar gaan maak hierdie hoofstuk deel van jou lewe. Gaan dink bietjie die dinge wat daarbo is. Hierdie goed. En maak 'n deel van jou lewe op 'n sleg dag. Beplan hom, laat dit 'n slegdagse beplanning is, dat jy nooit onvankant gevang word en jy doen niks nie. Jy kan altyd meer later doen, weet, in sit, maar maak dit so, dat jy net hierdie dinge bedink en kyk hoe die God van vrede saam met jou sal wees. Kom ons. Ja. Nee, dit ook, ja. Presies. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons altyd sorg, al voel ons of ons in 'n storm is. En dankie vir die tye wat ons op die berg bo is en in die sonbak en lekker. U gee vir ons goeie tye wanneer ons voel dit is
Tyd om asem te haal en dit gaan goed met ons. Maar deur alles is U altyd by ons, Heilige Gees, ons dankie, dat elke vrou hierso kan ervaar, dat U is saam met ons, U praat met ons. Ek bid dat elke vrou hierso, haar omstandighede vir U sal gee en met die wete dat U laat alles ten goeie meewerk. En as dit 'n moeilike omstandighede is, dat U haar lei deur hierdie tyd. U stok en U staf, U lei haar. U bewaar haar. En Here, dat ons U woord sal deel maak van ons lewe. Ons sal bedink die dinge wat daarbo is en dis U woord. Geef ons planne om dit deel van ons lewe te maak. Dankie Here dat niks wat ons doen ooit verniet is as ons dit vir U doen nie. In Jesus naam, amen. Amen.